'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Welkom by week 4 van 'n lewe verander. Laasweek het ons gesels oor gasvryheid en hoe om 'n veilige ruimte te skep vir ander om sommer net vir Jesus te ontmoet en 'n bietjie in daai space te wees. So hierdie week gaan ons gesels oor mense wat lief is vir Jesus stap op pad saam met ander. Ek dink is baie duidelik dat die Bybel vir ons sê dat ons geroep is om disippels te maak. En disippelskap kan so 'n groot, swaar, moeilike woord wees wat mense afskrik, omdat ouens baie keer dink ek moet nou hierdie resepie hê van goed wat ek vir mense moet leer en ek weet nie lekker waar om te begin en waar om aan te gaan nie. Ek dink wat vir ons baie makliker hierdie ding kan maak is om te sê, hoe kry ek 'n persoon 'n stap vorentoe van daar waar hy nou is? Almal van ons is iewers op ons geestelike reis en dit is belangrik vir ons om 'n stapie vorentoe te neem. Vir een ou is dit dat hy ver is van Jesus af en hy moet vra en nader aan Jesus kom. 'n Ander ou het reeds 'n kommitment gemaak, hy's reeds 'n gelowige en hy moet groei op sy geloofsjourney. En ek dink vir ons wat ons vandag oor wil gesels is, hoe kry ek mense wat relatief ver van Jesus af is, ouens wat jy miskien in jou vriendekring het, mense by die werk, mense met wie jy gereeld omgaan, wat miskien nog nie daai kommitment vir Jesus gemaak het nie. Hoe kry ek hulle 'n stapie nader aan Jesus? Hoe kry ek hulle om 'n tree nader te gee? Nou in daai fase, as 'n mens kyk na die hele geestelike reis, is daar so 'n paar fases. Mense wat nog nie 'n kommitment vir Jesus gemaak het, die ouens wat nog vra, dit so op een van 3 plekke waar hulle kan wees. Of nommer 1 is hulle vyhandig teenoor Jesus, dis miskien ouens wat in 'n ander geloof is, mense wat aktief is, sê nou maar moslems of hindoes of ouens wat in 'n ander geloof is, met 'n ander manier van dink oor die lewe. Christendom is nie deel van hulle verwysingsraamwerk nie. So hulle stel nie noodwendig belang nie, hulle is nie noodwendig het 'n begeerte om vir Jesus te leer ken nie. Dit is, kom ons noem dit nou maar jou eerste kategorie van ouens. Dan het jy mense wat wel 'n belangstelling toon, maar skepties is en nie lekker weet hoe die dinge in mekaar steek nie. Baie keer sal hulle ook wees vir die persoon wat 'n gelowige is, maar nie noodwendig vir die boodskap wat jy wil bring nie. Ja, so met hulle het jy so 'n bietjie van 'n ander approach nodig. En dan het jy die derde kategorie van ouens wat nog nie vir Jesus 'n keuse gemaak het nie. En dis mense wat belangstel, wat graag wil weet hoe die geloof werk. Hulle weet miskien nog nie lekker hoe goed in mekaar steek nie, maar hulle is bereid om te luister en hulle is bereid om saam met jou die pad te stap. So die vraag is, hoe hanteer jy nou elkeen van die drie groepe? Want ek dink dit is belangrik dat jy die regte approach moet hê, anders gaan jy jouself vasloop in dinge. Ek dink vir die ouens wat ver is, wat 'n ander gelowige is, wil jy jou lewe share. Die belangrike ding is dat jy daai persoon in jou spasie wil kry en sommer net met hom wil gesels in alledaagse conversation oor wat Jesus vir jou beteken en hoekom geloof vir jou belangrik is. Op 'n nie konfronterende manier, met ander woorde, jy vat hom nie aan oor sy geloof nie, jy tel nie 'n stryery op met hom oor hoekom hy verkeerd glo en wat ook al nie, maar jy deel 'n bietjie uit jou lewe uit oor hoekom Jesus vir jou belangrik is en wat Jesus vir jou beteken. Dit los dan die ruimte vir daai persoon om te besluit om te wil vra of nie. As jy kyk na die tweede kategorie, dis die ouens wat 'n bietjie meer oop is, ouens is wat bereid is om met jou 'n vriendskap aan te gaan. Met hulle wil jy regtig vriende maak, en die belangrike dinge hierso is, jy wil hulle kry want onthou is dit gesê, hulle is oop vir die persoon, maar nie noodwendig vir die boodskap nie. So vir hulle wil jy connect met van jou ander gelowige vriende. Jy wil daai ou in 'n omgewing bring waar hy tussen gelowiges beweeg, want geloof het 'n manier om af te ramp. Jy weet, dit skuur so af op 'n ou. En as jy mense kan connect, so jy nooi sulke ouens na 'n braai toe, en jy doen goed saam met hulle, jy gaan kyk rugby saam met hulle, jy doen goed saam met hulle. Wat nie noodwendig geestelike aktiwiteite is nie, maar is 'n stapie nader aan die evangelie. En dan die ouens wat bereid is om te luister en wat oop is, vir hulle moet jy kry om vrae te vra. Mense, jy wil hê ouens moet vra oor hoe werk jy geloof?
wie is Jesus? Ek verstaan nie hierdie ding nie, hoe werk hierdie goede wat die Bybel van praat, en ek weet nie hoe dit werk nie. En jy wil die ouens met daai tipe van vrae vra, dit gee jou geleentheid om met hulle te deel hoe geloof vir jou werk en waar Jesus inpas. Die ander ding wat jy graag sal wil doen met ouens in daardie fase van hulle geestelike reis, is om ouens te kry om op een of ander manier te engage met die Bybel. Want die Bybel het 'n manier, die woord van God is die waarheid, en hy het 'n manier om die ander goed in die ou se lewe 'n bietjie te verlig en vir hom nader aan Jesus te bring. So as jy die ou op 'n manier in die Bybel kan kry, is dit 'n great geleentheid. Die maklikste manier is om te sê, kom ons kyk vir hierdie week, want onthou jy, ons het gesê hierdie ou is nou al so 'n bietjie oop vir die evangelie, hy sal bereid om vrae te vra, hy sal bereid om na goeders te kyk, en 'n lekker ding wat jy kan doen is om vir ou te sê, kom ons lees vir hierdie week. Lees ons hierdie gedeeltjie in die Bybel. Kom ons sê Johannes 1 tot 3. En dan spandeer jy saam met daai persoon, jy maak 'n tipe van 'n afspraakie, jy spandeer saam met daai persoon sê nou maar 20 minute elke dag. Oor 'n lunchtyd of in die aand of wherever kom. Maak 'n afspraakie vir so 20 minute 'n dag wat jy net bespreek, wat het jy vandag gelees? Wat het vir jou sin gemaak? Is daar iets wat vir jou, is daar vrae wat jy het of so. Met ander woorde, so 'n mini Bybelstudietjie ding. Dis 'n lekker manier om so ou te engage en vir hom geleentheid te gee om vrae te vra en vir jou geleentheid te gee om in ouens se lewe in te spreek. Dan natuurlik, iewers moet jy ou help om die transition te maak van ek stel belang in Jesus na ek glo nou in Jesus. Daar's 'n paar goedjies wat jy daar saam met ou kan doen. En daarvan af begin die hele journey van hoe help ek nou 'n ou op sy geestelike reis hier vanaf vorentoe. Jy weet, en ek dink daar is dit geweldig belangrik in huiskerke dat nie almal van ons is op dieselfde plek as dit kom by ons geloofsreis nie, en dit is belangrik vir ouens wat 'n bietjie verder op die pad is om te sê hoe kan ek hande vat met ouens in my groep, in my huiskerk, wat 'n bietjie jonger is op hierdie journey as ek. En hoe kan ek saam met daai ou bietjie, hoe kan ek saam met hom bid? Hoe kan ek saam met hom jy weet, die Bybel bestudeer? Hoe kan ek saam met hom werk deur die vrae wat hy het oor hoe om sy family te hanteer? Hoe reconcile ek finansies in die Bybel? Daai tipe van dinge. En as ons dit kan regkry en ons kan dit op 'n gereelde basis doen, dan gaan ons almal van ons 'n stapie vorentoe gaan en gaan ons almal geestelik groei. So ek dink die belangrike ding is wat ons vir mekaar moet sê is, hoe doen ons hierdie ding op 'n praktiese manier? Dit is maklik om daaroor te praat. Die vraag is, hoe kry ons dit in die praktyk gedoen? En ek dink die belangrike ding is een stapie vorentoe. Jy wil daai persoon een stapie vorentoe neem. So ek dink wat ons kan doen is bespreek lekker daar rondom is hoe help ons mense om daai stapie vorentoe te vat. Living for the world to see nobody but Jesus.